Goeiedag julle, Jolandi hier van die Bybel in 1 jaar. Ons kyk vandag na Matteus 27 vanaf vers 57 tot en met vers 66. In die voorafgaande gedeelte het ons gelees van Jesus se kruisiging en vandag staan ons dan bietjie stil by Jesus se begrafnis. Aangesien die Jode onder beheer van die Romeine was hulle nie toegelaat om iemand te kruisig nie. En die Romeinse gebruik vir die tyd rakende 'n krimineel wat gekruisig was om die liggaam aan die kruis te laat hang tot dit of verrot het of die wilde diere die oorskot verskeur het. Maar die Romeine was daarom ook bereid om 'n liggaam aan die familie of vriende van 'n gekruisigde te oorhandig indien hulle eerder die persoon wou begrawe. Ons leer in vers 57 van Matteus 27 vir Josef van Arimatea ken as 'n ryk man wat 'n disipel van Jesus was. En in Lukas 23 verse 50 en 51 sien ons dat hy ook deel van die Sanhedrin was. In Johannes 19 vers 38 lees ons dat Josef die Jode gevrees het. So, dit was dus eintlik 'n besonderse heldedaad dat hy bereid was om na Pilatus toe te gaan om vir die liggaam van Jesus te vra, om vir hom 'n behoorlike begrafnis te kon gee. Interessant genoeg, lees ons in verse 39 en 40 van Johannes 19, dat Nikodemus saam met Josef gegaan het om die liggaam te begrawe. Dit was egter laat in die dag, net voor die Joodse Sabbat sou begin. So, daar was nie baie tyd vir begrafnisplanne nie, en daarom besluit Josef om Jesus te begrawe in sy eie graf, omdat dit lekker naby aan die plek van Jesus se kruisiging was, volgens Johannes 19 vers 41. Min het die twee geweet dat hulle besig was om hulle self deel te maak van vervulde profesie. Want in Jesaja 53 vers 9 lees ons: En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. In verse 62 tot 66 van Matteus 27 sien ons dan hoe die owerpriesters en die fariseërs die dag na Jesus se begrafnis na Pilatus toe gaan, om te versoek dat die graf bewaak moet word, aangesien hulle bang was dat iemand Jesus se liggaam in die aand sou kom steel en dan beweer dat hy opgestaan het. So, ons sien dus hier dat die Joodse leiers erken het dat Jesus wel dood was. Wat nie die Jode of die Romeine besef het nie, is dat hierdie ekstra sekuriteitsmaatreëls by Jesus se graf die opstandingswonderwerk net soveel geldiger en soveel groter sou maak. In vers 65 sê Pilatus dan vir die Joodse leiers dat daar 'n wag by die graf geplaas sou word. Die Griekse woord vir die woord wag is die woord custodia, en dit impliseer 'n groep soldate van tussen 4 en 16 mense. So, al wat die Jode en Romeine gedoen het, was om die ooggetuies van Jesus se opstanding soveel meer te maak. Hoe wonderlik laat die Here nie alles meewerk nie. Want waar die Jode gedog het, hulle maak 'n slim plan om korrupsie teen te werk, het ons Vader beplan om meer mense die geleentheid te gee om as ooggetuies teenwoordig te wees, wanneer Jesus na 3 dae uit die graf sou opstaan. Mag ons vandag reflekteer op die klein wonderwerke in ons eie lewens. Daardie gebeure waar ons gedog het ons in beheer is en eers na die tyd besef het hoe die Here eintlik al die tyd aan stuur van sake was. Mag julle almal 'n geseënde dag hê. Totsiens.